Ons gaan kyk na die storie van Elia vanoggend. Elia en die profete van Baal. En ek weet, baie van julle het al die storie gehoor. En ek vermoed ek het al 'n slag daaroor gepreek, maar ek dink ons is in 'n tyd in die geskiedenis waarin Israel ook was in daai tyd. 1 Konings 18, as jy soontoe wil blaai, 1 Konings 17 en 18 gaan ons lees. Israel was nie op 'n goeie plek nie. Die volk van die Here, was nie op 'n goeie plek gewees nie. So, ek wil net 1 of 2 opmerkings oor Elia maak. Eerstens, 1 Konings 17 vers 1 staan daar, en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab, julle moet nou al die name probeer onthou, Elia is die profeet wat nou kom, en hy kom in hierdie situasie in van Israel, waar dit nie baie goed gaan nie, met die volk nie, en hy kom na koning Agab toe, en hy sê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie. So Elia wat praat, die profeet, behalwe op my woord, sê hy. Israel is eintlik maar net in 'n groot gemors, geestelik, op 'n baie slegte plek. Hulle het wonderlike jare gehad, saam met Dawid en Salomo. Ek gaan net nou vir julle net so 'n paar ander konings se name noem. Maar nou is dit 58 jaar later, nadat Salomo koning was. En intussen was daar 7 konings gewees. Katastrofies. Absoluut katastrofies. Nou stuur die Here Elia. Die konings wat daar was, Dawid en Salomo was die vorige konings. Na Salomo, 58 jaar terug, het Jerobeam aan die koning geword, en hy het begin om goue kalwe te maak wat aanbid is, en daarna het Nadab, wat in sy pa se sonde koning voortgegaan het hy koning geword, en toe Baasha, wat moord gepleeg het, en toe Ela, sy seun, wat ook 'n moordenaar was, toe Simri, wat skuldig was aan verraad, toe Omri, wat slegter was as hulle almal, en laastens Agab, wat nog slegter was as hulle almal tesaam, lyk dit my. Elia kom in hierdie tyd daaraan. Agab is nou koning. Gelyk asof hierdie ouens wou kyk wie kan meer sleg wees as die vorige een. En wat besig was om hier te gebeur, is dat die Here het baie klein begin raak in hulle midde. Baie klein. Hulle het ander gode begin aanbid, en wat hulle nie verstaan het nie, is dat die Here wou hê hulle moet weet, hy is die enigste God. Hy is Yahweh, wat beteken ek is. Ek sal altyd wees. Yahweh beteken hy is, hy alleen, en hy sal altyd wees. So op hierdie stadium was dit Yahweh en ander gode. Onthou, ons praat nie van ongelowiges nie, ons praat nou van Israel, wat begin terugval het. En ek dink die Here wil vir ons ook vandag sê, dat hy soms sien dat dit nie altyd so goed gaan met ons nie. Daar's nie ander gode noodwendig in ons lewe nie. Of nee, daar is eintlik ander gode in ons lewe. Dis nie asof ons by 'n plek gekom het waar ons die Here verraai of verloon nie, maar ons is besig om ander gode op te rig in ons lewens. Ons kom plaas ander gode langs die Here in kompetisie met hom. En die Here is 'n jaloerse God. Hy wil ons nie deel met ander gode nie. En as ons daar beland, dan maak ons die Here eintlik maar net kleiner en kleiner en kleiner. En ander gode in ons lewe
word al hoe groter en groter en naderhand selfs al hoe meer. En toe kom Elia, en ons weet baie min van Elia, ons weet eintlik niks van hom nie, behalwe dat hy 'n Tisbiet was van Gilead, en ons weet dat hy 'n mens was net soos ons. Gewone mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En dit het nie gereën nie vir 3,5 jaar. En toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Maar die rede hoekom ons kyk na hierdie storie van Elia is sodat ons weet, hier het iets gebeur met 'n mens wat 'n mens was net soos ons. Nie 'n hoë profiel ou nie, nie 'n besonderse bekende of spesiale mens nie. Hy het nie gekom van 'n familie met bo-gemiddelde status nie. Hy was eintlik maar net 'n niemand. Nie 'n Estie of Annetjie niemand nie, hy was iemand wat gevoel het soos niemand. Gevoel het hy's niks werd nie. En dan word hy hierdie betekenisvolle figuur. 'n Profetiese figuur. 'n Doodgewone mens, soos ek en jy, word 'n profetiese figuur in die lewe van Israel. Sy naam word kort genoem en dit lyk eintlik asof die volk 'n behoefte gehad het dat hy moet kom en dat hy met hulle moet praat op 'n stadium, dat daar verwagtinge was vir hom. En ek dink ons lewe in 'n tyd waar die Elias van ons tyd nodig het om te begin opstaan. Die niemands het nodig om te begin opstaan. Die wat voel dat hulle nie veel werd is nie. Solank Jahwe jou God is jy nie niemand nie. Elia se naam beteken Jahwe is God. Jahwe is my God. En net soos Elia, kan die Here jou op enige oomblik gebruik om reën te stop. Kan hy jou op enige oomblik gebruik om dit te laat begin reën of om haal te stop. Moenie vir my sê daar was nog nie 'n geleentheid in jou lewe waar dit nie begin reën het omdat jy gebid het dat dit moet reën nie. Of dat dit nie gehaal het nie omdat jy gebid het dat dit nie moet daal nie. Niemand in die koninkryk van God is betekenisloos nie. Niemand nie. Maak nie saak hoe min geld jy verdien nie, ek het dit al baie gesê, maak nie saak waar jy bly, watter taal jy praat nie, die Here praat al die tale. Al die beraamde meer as 6000 dialekte in die wêreld. Hy verstaan jou, hy ken jou, hy's lief vir jou. Maak seker dat hy jou God is. Maak seker dat hy Jahwe is in jou lewe. 1 Konings 18 vers 1. Elia se naam beteken Jahwe is God. 1 Konings 18 vers 1 lees ons, en 'n geruime tyd daarna het die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, dis nou nadat dit vir 3 jaar nie gereën het nie, né? Vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. Okay, so die Here stuur vir Elia, die profeet, stuur hy na Agab, die koning toe, die slegte bose koning. Vers 2. En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon. En die hongersnood was swaar in Samaria. Toe laat Agab, nou moet julle mooi luister, Obadja. Toe laat Agab vir Obadja. Hy was oor die paleis. So Obadja was die koning se paleiswagter en die koning laat hom nou roep en hy sê, Obadja, kom ons moet net eers dit weet van hom. Hy het die Here gevrees. Nie ander gode nie. Hy het die Here gevrees. Maar hy werk vir hierdie bose koning. Obadja het die Here baie gevrees, staan daar. En die koning Agab sê vir Obadja, jy moet nou asseblief deur die land trek en vat sommige van my vee saam en gaan soek weiding vir hulle. Aan die einde van hierdie 3 jaar, nog nie gereën nie, dis droog. Obadja was 'n uitverkoopte gelowige vir die Here. Ons sien in vers 4, want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het,
profete van die Here uitgeroei het Obadja, wat die Here gevrees het, en wat die koning se paleiswagter was, het hy 100 profete geneem van die Here se profete, en hy het hulle 50 in 'n spilonk weggesteek, en hulle met brood en water onderhou. So, Obadja werk vir die bose koning, maar hy het die Here so gevrees, dat toe dit lyk of die koning en Isebel hierdie profete van die Here wil laat doodmaak, het hy hulle gaan wegsteek in 'n spilonk. Obadja was in diens van Agab, bose koning. Die Here het vir Obadja in daai paleis gesit. Elia, ook 'n profeet van die Here, het egter nie weggekruip nie. Hy het nie gaan wegkruip nie. Wanneer die Here jou ergens posisioneer, hardloop jy nie weg wanneer dinge begin moeilik raak nie. Koning Agab, hy stuur vir Obadja in een rigting, seker met 'n klomp van die vee om te gaan veiding soek. Koning Agab gaan self in 'n ander rigting met 'n klompie van die vee om ook te gaan veiding soek. Wanneer die Here jou roep en plaas op 'n spesifieke plek, is daar 'n rede daarvoor. Obadja kom by Elia, hy sê vir Elia, wat eintlik gebeur het, Obadja loop toe nou toe hy nou gaan veiding soek, loop hy vir Elia raak. En Elia sê vir hom, nee, maar ek soek die koning. Jy moet my na die koning toe vat. En Obadja sê vir hom, jy weet, as jy nie opdaag nie, is ek dood. Elia sê, moenie bekommerd wees nie, ek wil die koning sien. Vers 16 lees ons, en Obadja op sy reis, kom hy vir koning Agab tegemoet gegaan, en hy het hom meegedeel. Agab, die koning, was op pad, en skielik loop hy vir Elia tegemoet. En net toe Agab vir Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder? Die een wat die dood veroorsaak van Israel, wat hierdie droogte veroorsaak het, Hy was lus vir Elia. Obadja het na Elia gesoek, oral waar hy kon. Obadja soek mos nou vir Elia. Hy kon hom nie kry nie, hy loop hom raak, en 'n hele storie en 'n gepraat met mekaar. Uiteindelik kom die koning by Elia uit. Elia was die een wat die reën gestop het. So, vers 18, vers 1 en hoofstuk 18 lees ons, die Here stuur vir Elia na Agab om vir hom te sê, hy gaan weer reën stuur. Intussen stuur die koning Agab om vir koning Agab vir Obadja om vir Elia te gaan soek, en uiteindelik loop hulle mekaar tegemoet. En toe Agab vir Elia sien, toe sê hy, is dit jy? Ek soek jou. En Elia antwoord die koning in vers 18 en hy sê, is nie ek wat die dood oor Israel gebring het nie, maar is jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here verontagsaam en julle het die Baals gedien. Dis julle wat dit veroorsaak het. Baie cheeky, vir die koning dit te sê. En hy daag sommer die koning uit. Ons lees in vers 19 sê hy, roep vir my die hele Israel bymekaar op Karmelberg, die 450 profete van Baal en die 400 van Ashra, wat van Isebel se tafel af eet, hulle moet ook daar wees, bring al 850 van jou profete, sê hy vir die koning. Ek kry hulle daar op Karmelberg. Jy die probleem veroorsaak. En jou oë van die Here afgehaal. Jy sien, Jahwe het baie klein geword in hulle midde. En hierdie klomp profete het baie groot geword. Al hierdie Baal profete. Eet nou aan die koningstafel. En Elia sê, ek wil hulle ontmoet. Bring die mense, bring die profete, bring hulle almal. So Agab het die woord versprei, die koning, het die woord versprei in Israel, 850 profete, kom na die berg toe.
Onthou hierdie is die slegte profete, nê? Van Baal en Asherah. 1 Konings 18 vers 21. Elia het voor die Here volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op 2 gedagtes? Hoor julle wat sê hy? Hoe lank hou julle aan hink op 2 gedagtes? As die Here julle God is, volg hom. As Baal julle God is, volg hom dan. Maar neem 'n besluit. Hou op om so te hink tussen 2 gedagtes. Wat antwoord die volk? Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Ons wat ons doen as ons in die moeilikheid is, nee, ons bly eerder stil. Vers 22. Toe sê Elia vir die volk, ek alleen het oorgebly as profeet van die Here. Jy sien, intussen het Obadja mos nou vir Elia gesê, hy het die ander 100 profete 50-50 gaan wegsteek in 'n spilonk. So wat Elia hier sê is, hy sê ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, die ander het mos gaan wegkruip, maar hy sê dit nie vir die koning en vir hierdie ander profete nie. Hy sê maar net, daar's 450 profete van Baal. Bring nou vir ons 2 bulle. Hulle kan vir hulle 1 bul kies en hom opsny en op die hout uitlê op die altaar nie, maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek is mos nou alleen, maar ek sal vir my ook 'n bul kry en ek sal hom opsny en op die hout neersit. En ek sal dit ook nie aan die brand steek nie. So 2 altare word voorberei met 'n bul op elkeen, baie vleis. Vers 24. Dan, hy sê Elia vir hulle, dan moet julle tot julle God bid. En ek sal tot die Here bid. Hy sê nie ek sal tot my God bid nie, hy sê ek sal tot die Here bid. Ek sal tot Jahwe bid. Hy wat met vuur antwoord is God. En die hele volk het toe sommer net gesê, ja, dis goed so. Toe sê Elia vir die profete van Baal, kies 'n bul, maak julle hom eers gereed, want julle is die meeste. Hy was 'n praktiese ou, lyk dit vir my, Elia, net. Vir my gelyk asof hy vir hulle gesê het, julle kan maar eers gaan. Ek sou gedink het, Elia sê, ek gaan eers, jy weet, want ek is alleen, dit gaan my lank vat om die bul voor te berei. Hy sê nee, gaan julle maar eers, want hy het geweet, hulle gaan vir ewig sukkel om 'n vuur te kry op hierdie altaar. Bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vuur aansteek nie. Vers 26, hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het, maak hom gereed, hulle bid toe tot Baal, en roep van die môre af tot die middag, Baal, antwoord ons. Daar was nie 'n geluid van hom af nie. Niemand het geantwoord nie. Hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het, teen die middag het Elia hulle begin spot. Nee, roep 'n bietjie harder man, hy is mos 'n God, miskien is hy diep in gedagte, of hy is dalk net so bietjie uit op 'n reis, of dalk slaap hy en moet hy eers wakker gemaak word. Hy vryf dit so bietjie in. Ek kan my net indink dat hulle kwaad geword het vir hom. Vers 28. Toe roep hulle nog harder. Elia het mos gesê hulle moet 'n bietjie harder roep. En soos altyd kerf hulle stikkend met swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan en teen laatmiddag, die tyd van die aandoffer, was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie van hulle gode af nie. Die bloed het naderhand oor hulle geloop, maar niks het gebeur nie. Hulle eie bloed, né? Wanneer die Here begin klein raak in ons midde, dan lewe ons op 'n gevaarlike plek. Vers 30. Toe sê Elia vir die volk, kom staan hier by my. En hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy hulle stikkende altaar, ek vermoed hulle het hom stikkend gedans en gegooi en weet nie wat als nie, het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak en hy 12 klippe gevat. 12 klippe. Net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees.
Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot om die altaar gegrou. Toe sit hy die hout reg, sny die bul stukkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy, baie interessante ding, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die hout, op die brandoffer en op die hout, oor die vleis, oor die hout. Daarna sê hy, doen dit weer, nog 4. En toe sê hy, doen dit 'n derde maal, nog 4. Die stroomwater was so baie, dat dit selfs later van die altaar afgeloop het en die hele sloot om die altaar vol water gemaak het. Teen die tyd, vers 36, van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom, en gebid, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel, en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my tog, dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is, en dat dit U is, wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar 'n vuur van die Here af, en dit verbrand die offer, dit verbrand die hout, dit verbrand die klippe, dit verbrand die grond, dit het selfs die water in die sloot alles opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë neergeval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Wat 'n storie, né? Oor 'n doodgewone mens, net soos ek en jy. Wat die moed gehad het om op te staan teen die koning, want hy het die Here se stem gehoor. Drie dinge wat dui daarop dat jy groot begin raak en die Here klein begin raak in jou lewe. Die eerste ding is wanneer die profete begin wegkruip. Obadja het die profete van die Here gaan wegsteek in 'n spilonk toe hulle lewens bedreig is. Jy word te groot as die woord van die Here onbelangrik raak. En daar nie gesê word, so sê die Here nie. Wanneer die Bybelse waarhede nie meer gepreek word nie. God word klein in ons lewe as jy weet dat die woord van God nie dit is waarvolgens ons meer lewe nie. Die Bybel is nie die standaard waarvolgens ons lewe nie. Wanneer die profete van die Here gaan wegkruip en die stem van die Here nie hoorbaar word nie, is ons op 'n baie gevaarlike plek. Want wanneer die stem van die Here klein word en sag word, word die stem van die vyand al hoe harder en al hoe groter en al hoe meer. Oorverdowerend naderhand. Ons op 'n gevaarlike plek wanneer ons net hoor wat ons graag wil hoor. Wanneer ons net selektief hoor. Wanneer ons begin om sekere bladsye, kan ons maar net sowel uit die Bybel uitskeer. Of wanneer die Here profeties praat deur sy profete en ons begin net selekteer wat vir ons aanvaarbaar is. Wanneer ons nie gefundeer is in die woord van God nie, sal ons nooit tevrede wees met die woord wat ons ontvang nie. Nee, kom ek gaan hoor eers wat sê daai ou en daai ou. Nee, ek wil nog eers gaan hoor wat sê die ander profeet. Daar's nou 'n ander profeet in die dorp. Kom ek gaan hoor eers wat sê hy. Ek het al woord ontvang, maar ek wil eers gaan hoor wat sê daai ou. Kom ek gaan hoor eers wat sê daai dominee of daai pastoor. Soos ek vir julle gesê het ons al meer woord ontvang. Ek dink die meeste van ons wat hier sit, het al meer woord ontvang as waaraan ons aandag gegee het.
Ons het nog nie eers ag geslaan op die woord wat ons in die verlede al ontvang het nie. Dan is ons al weer op pad na die volgende profeet toe. Soos ek wat meer boeke het as wat ek ooit kan lees, en dan gaan koop ek sowaar nog. Jy het nie nog 'n woord nodig nie. As jy nie nog een woord kry nie, dan het jy al genoeg gekry. Sondag na Sondag na Sondag, profeet na profeet na profeet. As die Here met jou gepraat het, is dit nodig dat jy glo in die woord wat jy ontvang. Jy moet dit glo en jy moet reageer daarvolgens. Bou daarop. Anders is dit nie die Here nie. Of dit is die Here, maar die profete kruip weg in die spelonk. As die woord wat ek ontvang nie die manier wat ek lewe beïnvloed nie, is jy op 'n gevaarlike plek. Die tweede ding wat gebeur, is dat ons kan opeindig op die draad. Ons word draadsitters. Ons kan nie in die tye wat ons lewe draadsitters wees nie, julle. Daar's te veel draadsitters. Hoofstuk 18 vers 21, Elia het voor die Here volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom dan. Ons moet besluit watter God ons dien, julle. Of God, of geld, of God, of wat ook al. Die liefde vir geld forceer ons in allerlei ander rigtings om afgode te dien in ons lewe. Jy kan nie albei aanbid nie, dis een of die ander. En wat die Bybel eintlik vir ons hier skets, gee gou vir my daai krukkie nie. Wat die Bybel eintlik vir ons hier skets is hierdie prentjie. Hy sê, wat ons doen is, ons hink. Hy sê, moenie aanhou hink op twee gedagtes nie. So, is of die voet, of die kruk, of die voet, of die kruk. Dis waarvan hy praat. En hy sê, jy moet nou besluit. Wil jy loop, of wil jy op krikke wees? Hink, kapink, gaan ons gelowiges deur die lewe. Dis die prentjie wat hier geskets word. Jy probeer heeltyd balans hou. Jy het nie regtig balans in jou geestelike lewe nie, maar nou is jy soms maar op jou been en ander kere is jy maar op die kruk. Daar's baie mense wat sê, ja, jy is maar net 'n Christen omdat jy 'n kruk nodig het, en baie kere is dit waar, né? Ons gaan net na die Here toe wanneer ons hom nodig het. Om te hink beteken om te krank te raak om in aanbidding te kan dans voor die Here. Jy raak geestelik krank en dan het jy ondersteuning nodig. So dan soek jy ondersteuning soms van die ware God en dan soek jy soms ondersteuning van ander gode. Drank, rugby, noem dit op. Waar spandeer jy meer tyd as wat jy aan God spandeer? Eerste plek wil die Here hê, ons moet saam met hom stap. Ons kan nie op die draad sit nie. As jy nog nie besluit het nie, is dit vandag die dag. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. Is dit jy? Ek moet 'n besluit maak vir Jesus. Ons kan nie so aanhou hink nie. Ons kan nie aanhou op die draad sit nie. Heeltyd skuldig voel omdat ek nou nie regtig reg kry om 'n besluit te neem om die Here voluit te dien nie. Ek weet, een dag so, ander dag so, een week so, ander week so.
dan op vakansie so en dan weer by die huis so en by die kerk so en daar so. Wanneer die gode 'n voet in die deur kry, gaan hulle jou bloed eis. Jesus is die enigste een wat met sy bloed betaal het. Ander gode gaan jou bloed eis. Die derde ding is om net niks te sê nie. Elia het voor die Here volk gaan staan. Hoe lank hou julle aan? Hink op twee gedagtes. As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het nie 'n woord geantwoord nie. Ons lewe nie in tye wat ons net niks kan sê nie. Nie as kinders van God nie. Dis tyd om te sê God en God alleen. Jesus en Jesus alleen. Ons lewe nie in tye wat ons net kan stil bly nie. Dis tyd om ons geloof te bely, tydig en ontydig. Ons getuig in ons manier van lewe en ons manier van praat. Twee aanhalings wat dieselfde ding sê. The only thing necessary for triumph of evil is for good men to do nothing. Niemand is seker wie dit oorspronklik gesê het nie. Vir die bose om te heers in ons lewens, het ons net goeie Christene nodig wat niks sê nie. Baie verskonings, hoekom ons niks sê nie. Ek het al baie van hulle gehoor. Edmund Burke of Thomas Jefferson, of hulle weet ook nie, het gesê, All tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent. Al wat 'n korrupte of 'n wrede of 'n onderdrukkende regering nodig het, is om 'n voet in die deur te kry en vir die kerk om stil te bly. Dis al. Maklik. Wanneer die Here begin klein word in ons lewe, is dit nodig dat ons terugkeer na God se altaar toe. En wat bedoel word met altaar is dat dit die plek is waar van offers bring, daar waar ons offers bring. Toe hulle die tempel begin herstel het, was die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle die altaar weer gebou. Plek waar die offers gebring is. Ons het dit nie meer in die Nuwe Testament nie, want Jesus het die volmaakte lam geword wat geoffer is vir ons, nie? Daar waar jy die meeste offers bring in jou lewe, net jy weet waar is dit. Dis waar jou God is. Jy offer daar die meeste, sonder om daaroor te dink. En dit raak potensieel jou God. So wanneer die Here klein begin raak in jou lewe, moet jy ondersoek begin instel. Wat is die sentrale ding waarom jou lewe draai elke dag? Wat is die prioriteite in jou lewe? Wat moet ek doen om terugkeer na hom? Waarom is my lewe veronderstel om te draai? Jesus. Wat moet ek doen om weer daar te kom? Wat moet ons doen om weer daar te kom? Sluit af met 'n paar goed. Ek moet bereid wees om 'n moeilikheidmaker te wees. Net sien waar is ek. Het lyk my nie ek het dit hier op nie. Ek moet bereid wees om 'n moeilikheidmaker te wees. In die koninkryk van die duisternis. Vir die koninkryk van die duisternis. Nie net praat nie. We've got to walk the talk. Ons het laasweek hieroor gepraat. Ek vertrou dat die Here se vuur in ons harte sal begin brand en dat ons moeilikheidmakers sal wees vir die koninkryk van die duisternis. Ter wille van die koninkryk van God. Om diegene te wees wat in situasies inbeweeg en sê, die reën stop nou. En wat later weer inbeweeg en sê, dit gaan nou weer begin reën.
Ons is geroep om dit moeilik te maak vir die koninkryk van die duisternis. Wys ons lewe enige iets vir die Here? Of plaat dit ons maar net nie? Wys dit dat ons enige iets vir hom sal doen? Ja, liewer, ek hou nie van konflik nie. Ek hou nie van, jy weet, ek is nie 'n evangelis nie, ek kan nie praat nie, As ons ons altaar wil herstel, as ons wil hê dat die Here sy vuur in ons harte moet laat brand, moet ons bereid wees om moeilikheid te maak, waar dit nodig is om moeilikheid te maak. Jy weet, miskien is dit jou God, maar ek glo daarom nie. Maar as jy golf op 'n cricketveld, maak jy dit moeilik vir die bowler? Of staan die man net daar aan koes en die tellbord bly op 0? Omdat jy nie bereid is om vorentoe te tree en 'n hou te speel en 'n kans te wag en risiko te vat vir die Here nie. Nee, ek maak maar net so, iemand anders sal. Ou wat 5de golf, hy's goed, hy sal kom lopies maak. Elia was maar 'n gewone mens, net soos ons. Wat ek nog moet doen is, ek moet God weer groot maak in my lewe en hom herstel as die enigste God in my lewe. Dink net weer 'n bietjie aan Elia, nee, 850 profete, bose profete van Baal. Voor 'n koning wat jou haat, hy staan hier voor koning Agab wat hom haat. Hy maak eintlik moeilikheid vir die koning deur vir die koning te sê, man, is eintlik jy wat die moeilikheidmaker is. Maar oké, kom ons gaan na die berg Karmel toe en dan sorteer ons die ding daar uit, sê hy vir hom. Hy weet as hy verloor is hy dood. As die Here nie die vuur stuur nie, is hy dood. Aan die einde van die storie is al 850 van die Baal profete doodgemaak. Ons moet ons geloof terugplaas in die Here. As ons risiko's loop vir die Here, sal hy ons beskerm. Hy sal ons rug toemaak. En ek spreek dit in geloof uit vandag oor hierdie gemeente. Dis tyd om te glo, die Here is met ons en hy's vir ons. Om die hele tyd te sê, die Here, ek sal my nie gebruik nie en ek's nie goed genoeg nie en ek sal dit nie goed genoeg kan doen nie. Weet julle wat is dit? Dis valse verootmoediging. Dis valse nederigheid. Ons moet die Here se woord oor ons lewens aanvaar as 'n toegewyde vertroue wat sê, Here, U het dit gesê, nie ek nie. Maak asseblief die deur vir my oop sodat dit kan gebeur. Daai woord wat oor my uitgespreek is, nee, dit kan nie wees nie, man. Die Here praat seker van iemand anders. Here, U het dit gesê, nie ek nie. Maak vir my daai deur oop. Ek wil dit doen. Ten minste geloof hê in dit wat kan gebeur. Wat moet ek nog doen? Leef ter wille van ander. Wanneer ons graag hierdie altaar wil herstel in ons lewe en die Here weer wil groot maak in ons lewe en hom die plek gee as Jahwe in ons lewens, moet ons ons oë van onsself afhaal en na ander kyk. Elia sê, ek alleen het oorgebly as profeet van die Here. Ek is die enigste profeet, julle is baie. En toe hy dit gesê het, het hy geweet, daar's nog 100 ander profete van die Here. Maar hy het besluit om hulle nie uit te verkoop nie. Gaan nie daai ouens verraai nie. Ek vat dit op myself. Ons het nodig om aan ander te dink en ons geloof in die Here te plaas. En om toe te laat om sy vuur daaroor te blaas.
En dan moet ons nie probeer om self die vuur aan te steek nie. Ek het dit al meer as een keer gesê, maar ons is in 'n seisoen wat ons die Here moet aanroep, wat ons sy aangesig moet soek. Ons kan nie waag om die vuur self te probeer aansteek nie. Anders is dit jou vuur, of my vuur. Dis nie God se nie. Daar kom 'n tyd, en ek vertrou dit in die volgende seisoen. Romeine 8 vers 22. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Dit beskryf die toestand van die gelowiges. Al het hulle die Heilige Gees ontvang, nog steeds ly as gevolg van die effek van sonde en die dood. Ons kan nie langer ly daaraan nie, julle. Ons moet begin om te sug in gebed vir die hart van God om herstel te bring in ons lewens. En hy sal ons sy hart gee, sodat ons sy hart kan bid vir hierdie dorp. Terwille van ander. Ons kan nie die vuur probeer aansteek nie. Anders is dit 'n valse vuur. My vuur sal mense seermaak, maar die vuur van God sal mense bemagtig. Tweede laaste ding, soortgelyk aan die laaste een, maar 'n bietjie verskillend. Wanneer ek besef hoe swak ek is, sal ek weet hoe sterk God is. En dan is ek sterk. Wanneer ek 'n vuur aansteek, gebruik ek mos nou gewoonlik koerantpapier of blits of so iets. Nie water nie, julle. Maar Elia se vertroue is so groot in die Here, dat hy vir hulle wys dat dit wat nou hier gaan gebeur, is nie uit sy krag uit nie. 12 kruike vol water gooi hy op daai vuur uit. Op daai ou tyd. Ek gaan myself in 'n baie swakker posisie plaas, wys hy vir hulle, as toe julle vuur probeer aansteek het. 2 Korintiërs 12 sê die Here vir Paulus, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Dis wat Elia begeer het. As ons die Here wil groot maak in ons lewe, moet ons kan oorgee en vertrou op hom. Jy groei wanneer jy swak is in die Here en nie op jouself vertrou nie. Wanneer ons besef die geveg is nie my geveg nie. Dis nie jou geveg nie, dis die Here se. En dan laastens moet ons weet, dit gaan oor baie meer as net oor my en oor jou. 12 klippe, 12 stamme. 12 kruike, 4, 12 stamme. Luister na Elia se gebed, 1 Konings 18:36. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en wat gedoen? Gebid. Kom ek stop nou sommer net eers daar. Julle, dis tyd vir die kerk om te begin bid. Ons moet op ons knieë kom. Dinge wat nie gebore word in gebed nie, sal gebore word in valse vuur. Miskien slim idees en allerlei mooi planne en programme, maar nie die Here se wysheid nie. Hy bid, Here God van Abraham, Isak en Israel, laat tog vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my Here, antwoord my tog asseblief, sodat. Hoekom bid hy? Sodat hierdie volk kan besef dat U Here God is. En dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Hy bid nie hierdie gebed om sy eie lewe te red nie.
of dat hy indrukwekkend lyk voor al hierdie mense nie. Hy bid dit sodat Israel weer kan sien dat hy die Here God is. Hulle wat weggedraai het van U af, hulle wat U klein gemaak het, dat hulle weer sal weet dat U God is, sodat hulle U weer groot maak. Herlewing. Om die Here te wil hê in ons lewens het ons die Here nodig. Ons kan nie terugkeer na hom toe sonder hom nie. Ons moet bid en die Here vra om die vuur in ons harte te laat brand. Bid dat ons weer ons vertroue net in hom sal plaas, sodat ons medegelowiges en die wêreld kan weet dat hy God is. Ons gaan op verskillende plekke bid. Sondaagoggende voor die diens, klein groepe, ouderlinge bid, van die gemeente bid, woensdaagoggende 6:00 hier in die kerk. Ons gaan op baie plekke bid hier oor die Kersseisoen, hopelik saam met jou familie. En hopelik meer gereeld in 2026. Maar hoe baie of hoe min geleenthede die kerk ook al vir jou skep om gesamentlik te bid, ons moet op ons knieë kom as gelowiges en bid en terugkeer na die Here toe. Ons moet bid om ander se onthaalwe en nie net vir onsself nie. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God. Die Here is God. Sal dit nie wonderlik wees as die mense van Ermelo dit uitroep? In reaksie op die gebede van die kerk in Ermelo. Die Here wil groot word in ons midde, julle. Ons het 'n keuse om te maak. Of God, of ander gode. Daar's niks tussenin nie. Almal van ons in ons lewe gaan iets of iemand volg. Ons kan nie aanhou hink op 'n kruk nie. Ons het nodig om te kies. Wat kies jy? Wat kies jy? Lofspan, julle kan vorentoe kom asseblief. Kom ons staan op. Ek wil graag hê ons moet opstaan. Ek weet ek was lank. Ek het regtig verwagting dat die vuur van die Here op ons sal kom. Jy gaan in die volgende paar dae en oor die Kersseisoen gaan jy iets ervaar, is my geloof en my vertroue wat jy nog nooit ervaar het nie. Die woord wat die Here oor jou lewe uitgespreek het in die verlede gaan lewendig word. Manne, ek bid dat die vuur van die Here ons sal tref, soos nog nooit van tevore nie. Jy sal skielik net 'n begeerte hê om hom te behaag en om sy guns te soek in jou lewe. Al kos dit jou wat. Al kos dit jou wat. Ek bid dat ons in ons huise as manne 'n omgewing sal skep, 'n atmosfeer sal skep waar die teenwoordigheid van die Here floreer en welkom is. Ek bid dat die Here se heilige vuur sal brand in ons huise en dat ons al ons eie pogings sal laat vaar. Dat ons vertroue net in die Here sal plaas om daai vuur aan te steek. Ek bid dat die Here ons tonge los sal maak vir hom, vir die goeie nuus, vir sy evangelie. Dat hy ons sal wakker maak uit die slaap uit. Praat van myself ook. Dat hy ons sal wakker maak uit die slaap uit. Dat hy ons 'n passie sal gee en dat hy ons 'n jaloersheid sal gee vir die teenwoordigheid van die Here. Here, ek bid dat U ons wysheid en vermoë sal gee in die markplein soos nog nooit van tevore nie. Antwoord ons gebede asseblief, Here. Dat die mense van Ermelo kan sien dat U God is en U alleen. Ons bid dat hierdie dorp 'n dorp van geregtigheid en herstel sal wees. Ons bid dat hierdie omgewing, Msukalikwa, Mpumalanga,
'n omgewing sal wees van geregtigheid en van herstel. Ontwaak die kerk asseblief, Here. Stuur herlewing onder die kinders, Here. Laat die hoop wat in ons leef sigbaar word en dat dit die mense om ons bemoedig en vir die mense om ons hoop gee. Ons begeer meer van U, Here. En ons begeer minder van onsself. En ons eie selfsugtige begeertes. Word verheerlik, Here. Word verheerlik. Word verheerlik. Ons sluit af met hierdie lied.